Welkom terug by ons 31 Day Challenge. En ons is by dag 8 julle. Ek hoop julle het julle naweek geniet en lekker tyd saam met julle familie spandeer en die vrouens in julle lewe bietjie bederf. Hierdie week wil ek fokus op video's en veral op animations, want animations het 'n manier om jou video net bietjie meer lewe te gee. So ons gaan hierdie week regtig daarop fokus om verskillende tipe video's te maak en net lekker gemaklik te raak met animations. En die goeie ding is, animations is gratis. So as jy op die free version van Canva is, sal jy ook hierdie kan doen. Daar is wel 'n paar lekker funksies wat jy kan gebruik op die pro version van Canva, maar ek gaan hierdie week net eers fokus op animations. So kom ons begin. Soos julle kan sien, is ek klaar in my 31 Day Challenge folder. So julle moet asseblief dieselfde doen, gaan na jou folder toe. Ons gaan na Create. Ons gaan na ons gaan na Presentation toe. Want ek wil vir julle 'n oulike manier wys hoe julle enige iets basies in 'n video in kan verander. So ek het reeds vir julle 'n voorbeeld gister gestuur en ek gaan nou basies presies daai voorbeeld vir julle nou weer wys. So wat ek heel eers gaan doen wanneer ek by presentation oopgemaak is, ek gaan die naam gaan insit en dit is dag 8. En nou op my design bladsy gaan ek gaan na elements. Ek gaan afskraal na frames. Ek gaan 'n frame insit en voordat ek sy size gaan verander, gaan ek eers gaan soek vir 'n foto. So ek gaan nou hier teruggaan en ek het gedink om hierdie video, kom ons fokus op 'n dier. So kies 'n spesifieke dier en dan maak julle 'n video rondom daai dier. So julle kan hier gaan by fotos. En daar kan julle sien is die hondjie foto's wat ek gebruik het, maar ek het basies maar net hier gesearch German Shepherd. En dan het ek hom gefilter vir horizontal. OK. So daar kan julle sien, Canva het 'n paar baie mooi fotootjies. Onthou, as jy op die free weergawe is van Canva, enigiets wat so 'n kroontjie op het, gaan jy die kan gebruik nie. So julle sal fotootjies soos daai kan gebruik, wat soos julle kan sien nie 'n kroontjie by het nie. OK, so ek gaan nou 'n paar fotootjies hier insit. Hierdie is oulik. So ek gaan sommer gaan met hierdie enetjie. En die rede hoekom ek gesê het ek gaan nog nie by Frame Adjust is, omdat ek hom nou gaan vergroot en seker maak hy's mooi die grootte wat ek hom wil hê. So nou gaan ek gaan en ek gaan hom net gaan kleiner maak. So soos julle sien, sodra ek op hom klik, gaan hier so 'n pers border om hom kom. En in die hoeke sal julle sien is sulke sirkeltjies. Jy gaan op die sirkeltjie klik om hom groter of kleiner te maak. OK, nou dat hy 'n bietjie kleiner is, kan ek op hom weer klik en dan op my keyboard Ctrl-D om hom te duplicate. En dan gaan sit hom reg langs hom. Ctrl-D, Ctrl-D. OK, so ek moet basies 4 frames op my bladsy hê. Nou, julle kan natuurlik altyd meer opsit. Julle kan dit vir enigiets inteendeel gebruik. Ek gaan dit nou maar net gebruik vir hierdie voorbeeld. So ek gaan nou daar gaan insit. Ek gaan sommer hierdie fotootjie vat en hierdie enetjie vat. En ek voel nou ek wil daai eerste een verander na die ene toe. OK. Nou dat ons 4 fotootjies het, kan ons hulle al 4 gaan select. En nou sal julle sien, daar's 'n taskbar hierbo, so ons gaan sê group. En dan wat ek wil hê julle moet doen is, trek hom bietjie groter. So dit is basies net om te kan sien hoe hy gaan lyk as hy die hele bladsy vol is. Omtrent so. En ek gaan hom nou maar so skat met my oog, omtrent daar. OK, ek maak dit seker hy is mooi in die middel. 'n Oulike tip vir as jy iets mooi in die middel wil kry. As jy op dit klik en jy druk hier bo op die taskbar op position, dan kan jy letterlik gaan en sê center. So dan gaan hy hom in die center van jou bladsy sit. Kom ons sê,
Ekskuus, kom ons sê hy was daar, ek gaan klik op position en ek gaan druk middle, dan gaan hy presies in die middel van jou bladsy lê. Selfde met top, bottom, right, left. Dis 'n baie makliker manier om dit te position as jy onseker is. OK, so nou dat ons dit ingesit het, gaan ons gaan na elements toe. Gees julle verskoon my stem is halfweg. Ons gaan na shapes toe en ons gaan 'n sirkel gaan kies. So cirkels lê onder basic shapes. Ek gaan die sirkel vat. Ek gaan hom hier in hierdie hoek gaan sit en ek gaan hom half boontoe vat. So soos julle hier kan sien, ek kan net mooi inzoom. Hy is, ek wil amper al sê nou soos 'n half sirkel. OK, nou gaan ek gaan en ek gaan hom regdeur trek. En nou kan ons hom bietjie verder trek, want ek wil hê die sirkel moet die hele foto cover. En wat ek daarby bedoel is, sorry, ek zoom nou verskriklik erg in hierso. Ek wil hê die sirkel moet basies daai gedeelte toemaak. OK, so daar is omtrent wat ek wil hê. OK, nou sodra ek hom reg het, ek gaan nou net weer sê position en ek gaan hom nou center, dat hy mooi in die helfte van my bladsy is. Nou gaan ek gaan op hom klik, op my keyboard, Ctrl-D om hom te duplicate, en nou gaan ek hom basies onder gaan sit. OK, so maak net seker van die spasiering. Soos julle kan sien, alles is mooi toe, en nou kan julle klaar sien die effek wat dit skep. Dit gee half soos daai cinema roll tipe effek. OK, nou gaan ons die kleur gaan verander. Julle kan dit enige kleur maak. Om albei te select, gaan ek op een klik. Ek gaan shift inhou en ek gaan op die volgende enetjie klik. Dan kan ek die kleur gaan verander. Soos ek sê, julle kan kleur kies wat julle wil. Ek gaan dit sommer net wit maak. OK, en nou dat dit in is, gaan ek hieronder gaan klik. Ek gaan op hierdie bladsy klik. Maak seker hier by pages. Hy is nie so nie, maar wel so dat die prente hieronder lê. Ek gaan op hom gaan klik en dan Ctrl-D. So ek gaan hom duplicate. En ek gaan dit 3 keer herhaal, dat daar 4 van hom is. Nou die volgende ding wat ons gaan doen, en hierdie is baie belangrik, want dit gee jou video daai animation wat ons wil hê. Julle sal sien as jy tussen die twee slides, julle sal sien as jy tussen die slides gaan hover, kom daar 'n plus tekentjie en dan so add transition teken. Ek weet nie hoe lyk daai teken nie. So ons gaan op hom gaan klik en dan sal julle sien match and move. So dit is die een wat ons wil hê. Nou kan jy ook die duration verander, so jy kan sê 2,5 sekondes, 0,1 sekonde, dis bietjie min. So kom ons gaan sit hom op sy hoogste vir 2,5. Julle kan besluit wat se een julle wil gebruik. En dan as jy bietjie afscroll, apply between all pages. Ons gaan dan daai enetjie klik. OK. Nou, die volgende ding wat ons gaan doen is ons gaan die tweede bladsy toe gaan. Ons gaan op hierdie prentjie druk en ons gaan hom skuif dat hy na ons volgende hondjie toe gaan. Onthou, julle kan enige dier kies. Ek het nou maar net gegaan met die honde. En ek gaan dit herhaal op elke bladsy. So maak net weer eens seker dat hy mooi center is. Hier skat ek nou maar half bietjie met die oog. En dan my heel laaste enetjie. Nou, julle kan hier gaan en hom in die middel gaan sit. Ek het maar net besluit om hom so te sit, want dit lyk vir my bietjie meer interessant. En nou net om vir julle te wys, as jy nou die video sou gaan kyk, dan sou hy so lyk. So dit lyk asof hy slide. En dit is die effek of die animation wat match with move doen. So dis 'n baie nice animation om in te sit. Nou,
Ek verwag nie julle moet nou al klomp ekstra goed insit nie. Julle kan as julle wil teks ook bysit of bietjie meer elemente bysit, maar vir nou gaan ons net eers daai een stappie doen. OK. So, ons het ons 4 slides, ons 4 foto's, ons het ons 2 shapes ingesit. En die enigste animation wat ons hier gaan gebruik is tussen die slides waar ons match with move gaan insit. OK, dan as julle dit klaar gedoen het, gaan julle gaan druk op share, download, en hier waar file type is, ek sien Bokkie, gaan jy gaan druk en dan gaan jy hom gaan save as 'n MP4 video. Dan gaan ek hom download en dan gaan julle hom net so op die groepie vir my stuur.